Baie welkom in die erediens vanoggend. Dis altyd so lekker om almal van julle hier te sien. En onthou as daar nuwe mense by ons is, vra net by die span voor. Hulle sal vir julle 'n kaartjie gee om in te vul, sodat ons met julle kan kontak maak, maar julle is baie welkom. Welkom ook aan almal wat digitaal by ons aansluit of wat dit later deur die dag of in die week kyk. Dis ook lekker om julle by ons te verwelkom. Ons het, waarvan ek nou weet, dis nou maar sommer net 'n paar mense wat ek nou ken, se verjaarsdag ken. Ek weet Dion de Vos het die afgelope week verjaar en Colin Bartel verjaar vandag, so geluk aan ook aan hulle. En vriende, dan die musiekbedieningsgroep, hierdie musiekbedieningsgroep jam weer 5:00 vanmiddag. Dit beteken enigiemand kan net kom saam sing. As jy instrument het, kan jy dit saambring en sommer net saam speel. Dis net om jou sommer net om op 'n veilige plek. Jy hoef nie goed te wees nie. Sommer net iets te kom saam wees met hierdie groep tussen 5 en 6 vanmiddag. Of solank as wat die beerdkrag ons toelaat. En dan is dominee Nico Logner van die Baai, gemeente in die Baai. Hy het die beroep na Uitenhage Oos gemeente aanvaar. En dit beteken dat hy en dominee Dani Nel vir 2 maande saam sal wees voordat Dani Nel aftree. So hulle soek na 'n verblyf vir hom. So as daar enigiemand is wat weet van 'n woonstel of 'n huis wat ons kan hier kontak my asseblief gerus. Dan wil ons net vra vir voorbidding, vriende. Ons moenie ophou die Here vertrou om die droogte te breek nie. Ons bid ook vir al ons leerders wat besig is om eksamen te skryf, bid vir hulle. Ons bid ook vir Andrei Olivier wat verswak is en Linda Roos wat vir hom bystaan. Ons bid vir hulle ook en dan ons spesiale kollekte soos wat ons uitgaan by die deure en daai kollektebokse is vir die klein groepe. Dis kindertyd. Kinders, kom gou vorentoe. Lekker om julle hier by ons te hê. Altyd lekker om julle hier te hê. Kom staan gou hierso. Kom staan net gou vir my so die eerste paar kinders. Kom staan jy gou ook hierso vir my? Net so 'n paartjies. 1 2 kom. 3 kom. Wil jy ook hier kom staan? 4 5 6 kom staan gou hier voor. OK. Maak net gou so 'n bietjie spasie. Ons soek nog so 'n paar kinders. Wil jy kom staan gou hier voor? Kom staan gou hier. OK, nog? Kom staan gou voor. Nog enetjie? Jou maatjie wil so graag hê jy moet kom. Los wel. Nog een? Waar is die seunskinders? Kom, een van julle manne. Daar's sy. OK. Ek wil gou hê dat julle nou na my kant toe moet kyk. Ja, ons gaan nou 'n lesie leer vanoggend hier. Maar die groot mense moet ook kyk. Dis 'n belangrike les. OK. Wie is nou eerste? Hy is eerste, nê? En wie is nou laaste? Steek hand op. Hoe voel dit om laaste te wees? Is dit OK? Ag, lyk vir my jy's OK daarmee, nê? Maar hy's nou eerste want hy staan voor in die ry en jy tweede, derde, vierde, vyfde, sesde, sewende en agste. OK, nou moet ons net gou, jy moet die draad nou dophou. Staan gou in 'n kring om my. Staan gou in 'n kring om my. Nou hou hande vas. Seentjies, dis nou julle kans hierdie. Hou gou hande vas. Daar's sy. OK, wie's nou eerste? Weet jy nie? Nee man, jy moet die eerste wees. Wie's laaste? OK, jy's eerste. Nou wie's nou laaste? OK, nee, maar jy moet nou vir 'n slag eerste wees. Goed. As jy eerste is, wie's laaste? Ja, maar julle is ongelooflik slim. Nou, luister gou mooi kind, terwyl julle nou hier voor staan. Ek gaan sommer die boodskap hier bring en dan is ons klaar. By Jesus staan ons nie in rye nie. By Jesus is daar nie eerste en laaste nie. By Jesus staan ons eintlik om 'n kring, in 'n kring, om hom. Daar's nie eerstes en laastes nie. Jesus is lief vir ons almal. Vir Jesus is elkeen van ons ewe belangrik.
Hy hou ewe van ons almal. Daar is nie eerstes en laastes nie. Is dit nie goed om te weet nie? Terwyl julle so in die kring rondom my staan, kom ons sê vir hom dankie. Dat hy anders oor ons dink, as wat ons baie keer oor onsself dink, nê? Here Jesus, is miskien maar 'n moeilike begrip om te verstaan, maar ek wil bid dat U al hierdie kinders, die wat in die kringetjie staan en die wat daar op die mat sit en wat dalk al klaar daar in die saal by die kinderkerk is of wat dalk nie vorentoe gekom het nie, dat elkeen van hierdie kinders sal ontdek dat hulle ewe belangrik is vir U. En dit maak hulle ewe belangrik, punt. Mag hulle U liefde en U goedheid ontdek en daaruit leef. Amen. Dankie, julle het my nou baie gehelp, hoor. Sonder julle sou ek nie kan preek vandag nie. Julle moet die kinderkerk geniet. Vriende, ons is in die 7 lydensweek en ons is by die 4de lydens Sondag. En ons dink so 'n bietjie saam oor die betekenis van Jesus se kruis en ons sê dit nou elke Sondag. Jesus is aan die kruis gekroon tot koning. Die oomblik as ons hieroor nadink en hierdie waarheid aanvaar, vriende, verander ons totale persepsie van God en die lewe saam met hom, wat dit beteken. Dit het my totale verstaan van God verander toe ek ontdek het wat dit beteken het dat Jesus aan die kruis gekroon is tot koning. En ons dink nou in hierdie 7 lydensweke 'n bietjie daaroor. En ek wil eers vir Marie vra, ek het met haar gereël. Marie, wil jy nie gou vir ons net die 4de kers kom blus nie en dan gaan ek so 'n bietjie ietsie daaroor sê. Vriende, Jesus het ook ek is uitsprake wat hy maak. En daarmee verduidelik hy wie hy is en ook wie hy as koning is. En in die hele gelykenis oor Jesus as die goeie herder sê hy, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Dan die mense van daardie tyd presies geweet wat dit beteken, want die krale in daardie tyd het nie almal hekke gehad nie. En as die skape in die kraal ingejaag is, het die herder in die nag in daai gaping gaan lê. So hy het hulle beskerm met sy lewe vir die nag, dat hulle nie uitgaan en wegraak nie. Maar dan wanneer die tyd reg is, het hy ook opgestaan en hulle agter hom aangelei om veiding te gaan kry. Jesus, wat 'n soort koning sê hierdie gedeelte is Jesus? Hy's 'n koning wat ons beskerm, wat ons bewaar met sy lewe. So belangrik is ons vir hom. En hy's 'n koning wat vir ons sorg. Vir jou, in jou omstandighede, vir my, in my omstandighede. Kom ons gee 'n paar oomblikke om net na te dink oor wat hierdie woorde vir ons vandag sê oor watter soort koning Jesus is.
Amen. Vriende, genade vir elkeen van julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, ons Koning, ons Here. En hierdie genade en vrede word aan jou gegee en aan jou bedien in hierdie oomblik en verder deur die teenwoordigheid en die werking van God se Gees. Ons het genoeg om te sing as ons nou oor hierdie dinge nadink. So kom ons staan en ons begin ook met die eerste lied wat sê, ek dink dis die titel van die lied is Sing. Loof die Heer, bring jou lof en weer. Daar is geen ander wat ons so verwonder. Loof die Heer, oor die waters druis, die bome en berge prys. Die Here almagtig, heerser vir ewig, loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, en alles wat asem het sing, en loof die Heer. Die aarde, juig ons oor die weer, wat mense verander, red uit ons sonde, loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing, en loof die Heer. Oor die goedheid van die Here, die goedheid van die Here sing. Oor die goedheid van die Here, die goedheid van die Here sing. Oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here sing. Oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing, loof die Heer, en loof die Heer.
is liefde, jy het ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons seun gestuur het om ons sondes te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, jy het ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons seun gestuur het om ons sondes te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now. I believe you are greater than every mountain that I face. And I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. When you speak, I am listening. I can do this on my own. So I lift up my eyes, my help is found in you, found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know
provider. You're my provider. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now, even now. Though the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. You're my provider, my provider. You're my provider, my provider. Hemelse Vader, Here, as ons probeer om met ons menslike vermoëns vir U te verstaan, om vir U te kop, Here. Here, dan is U eintlik maar nie so 'n wonderlike God nie. Here, want ons probeer dit verstaan vanuit ons menslike vermoëns uit. Maar Here, ons kom vanmôre voor U en vra, Here, help vir ons om aan U te dink vanuit die ander rigting, vanuit die rigting van onmoontlikheid. Van dit kan nie wees nie. Dit slaan my asem weg. Here, want dis wie U is. U laat ons nie in 'n ry staan en sê, maar jy's belangriker as daai en hoor jy moet nou eers 'n bietjie wag, want as iemand belangriker as jy wat nou eers my aandag nodig het nie. Nee, Here. U kom en U sê, jy voor my staan, maak dit nie saak wie jy is, wat jou naam is, wat jou beroep is, hoe jy lyk, wat jou status in die gemeenskap is nie. Voor my, voor U is ons koningskinders, Here. Here, dankie dat ons kan vanmôre kom bely, dat U en U alleen ons provider is, Here. En dis dit my gebed vanmôre, dat U vir elkeen van ons hier in die kerk, hulle wat by die huis luister, sal help, dat vanmôre 'n geleentheid sal wees, wat ons U sal beter kop, en U beter sal verstaan, Here. En dat ons vir U meer ons eie sal maak, elke dag, ook as ons hier uitstap. Seën asseblief vir Toby, Here, seën hierdie boodskap wat hy vanmôre vir ons bring. Here, dat dit in 'n veilige plek in elkeen van ons harte vanmôre sal kry. En dat dit vir ons 'n lig op ons pad sal wees. Amen. Baie dankie aan die musiekbediening. Het is altyd lekker om saam met julle die Here te aanbid. Ons lees vanoggend uit Matteus 19 vanaf vers 30 en dan die grootste gedeelte is dan uit hoofstuk 20 tot en met vers 16. Vriende, daar is net een manier hoe ek hier kan staan en die Bybel kan lees en die boodskap kan bring, en dit is dat ek en dat ons glo dat Jesus met ons is. Onthou julle sy laaste woorde? Matteus 28, onthou ek is met julle al die dae totdat ek weer kom. Ons kan hom nie sien nie, maar hy is hier. En deur sy gees is hy in ons en tussen ons. En dit maak hierdie woorde
baie belangrik. Want dit is sy woorde aan ons, aan jou spesifiek en aan my in hierdie oggend. Kom ons luister na 'n woord, 'n sinsnede, 'n beeld, 'n golden nugget wat vir ons uitstaan vanoggend, wat ons weet ons moet huis toe neem en verder oor gaan nadink en inwerk in ons lewe. In Matteus 19 kom die ryk jongman na Jesus toe, en ek gaan nie daai hele storie nou verduidelik nie, want dan raak dit nou te lank, maar Jesus, die man is op soek na die ewige lewe, en dan sê hy nie, maar ek het die wet nagekom, en dan sê Jesus vir hom, hier in vers 21, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemele hê, en jy kom hier, volg my. En dan staan daar, toe die jongman egter hierdie antwoord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En dan is daar 'n gesprek tussen Jesus en sy disippels, en Petrus in vers 27 vra vir hom, kyk, ons het alles agtergelaat en u gevolg. Wat sal ons dan daarvoor kry? Met ander woorde, wat sal ons beloning wees, omdat ons soveel prys gegee het? En dan gaan Jesus en hy sluit daai gedeelte in hoofstuk 19 vers 30 af met die woorde, maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Die koninkryk van die hemele, sê Jesus, is soos 'n grondeienaar wat reeds vroegoggend uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders op 'n denarius, dis nou 'n dagloon per dag ooreengekom het, het hy hulle na sy wingerd gestuur. Teen die 3de uur het hy uitgegaan en 'n ander op die markplein gesien wat ledig staan en vir hulle gesê, gaan julle ook na die wingerd, ek sal julle 'n billike loon betaal. En hulle het gegaan. Teen die 6de en die 9de uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Teen die 11de uur het hy uitgegaan en ander gekry wat rond staan en vir hulle gesê, waarom staan julle die hele dag hier ledig rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê toe vir hulle, gaan julle ook na die wingerd. Teen die aand sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle die loon. Begin by die laastes tot by die eerstes. Die wat teen die 11de uur gehuur is, het gekom en elke denarius gekry. Toe die eerstes kom, het hulle gedink dat hulle meer sal kry, maar ook hulle het elk 'n denarius gekry. Hulle het dit geneem, maar by die grondeienaar gaan mor. Hierdie laastes het 1 uur gewerk en u het hulle dieselfde behandel as ons wat die dag se werk las en die hitte moes verduur. Maar hy het een van hulle geantwoord, vriend, ek doen jou nie onreg aan nie. Het jy nie met my op 'n denarius ooreengekom nie? Neem wat joune is en gaan. Ek verkies om vir hierdie laaste en een dieselfde te gee as vir jou. Mag ek nie met my goed maak wat ek wil nie. Of is jy afgunstig, omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Ek het 'n belydenis om te maak. Ek haat dit om in rye te staan. Voel vir my, deesdae staan ons al hoe meer in rye om dienste gelewer te kry. En ons staan al hoe langer in daardie rye. En dit voel net vir my so 'n mors van tyd om in 'n ry te staan. Dit voel vir my ook om so 'n bietjie as die ouens hulle werk beter doen, sal ons nie so lank in die rye staan nie. Maar ek praat nie vandag oor daai rye nie, vriende. As jy oor jou lewe dink, saam met my, soos wat ek oor my lewe dink, voel dit nie ook vir jou, asof ons van dat ons gebore word, totdat ons doodgaan, in rye staan nie. Rye waarin daar eerstes is en laastes is. En ons is ergens tussen die eerstes en die laastes, of dalk van die eerstes en die laastes, en ergens tussenin, op grond van die feit dat ons vergelyk word met ander. En op grond van hoe ons vergelyk met ander, word ons ergens in 'n ry geplaas, vorentoe of agtertoe, eerste of laaste. Vir jouself. Hoe voel dit regtig, as jy eerlik is met jouself? Hoe voel dit
om die hele tyd vergelyk te word met ander? Hoe voel dit om jouself die hele tyd met ander te vergelyk? Soms is ons nie eers daarvan bewus nie, vriende. Maar die feit dat ons nie daarvan bewus is nie, maak nie dat hierdie soort van denke, hierdie gedragspatroon en denkpatroon nie iets aan ons menswees doen nie. Die feit dat ons nie daarvan bewus is nie, beteken ook nie dat ons nie daaraan deelneem nie. Met ander woorde, dat ons ander mense die hele tyd met ons of met ander vergelyk nie. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. Ek wil my tyd nou hiermee neem, want is belangrik vir die verstaan van wat Jesus hier sê. Iemand kom na my toe, iemand vreemd, kinders is nog in die huis, wat doen ek? Dis nou my oudste kind, dis my middelste, en dis my ou laat lammetjie. Dis hoe ek altyd voorgestel is, ek is die laat lammetjie. Onthou vriende, ons is nou glad nie besig om kritiek uit te spreek nie. Glad nie. Ons is besig om te kyk na hoe die verskynsel van vergelyking met mekaar deel van ons denke en ons lewe word. So, hoe gaan dit met jou dogter? Nee, sy doen eintlik baie goed vir haarself. Sy het hierdie hoë pos gekry in hierdie groot internasionale maatskappy. Met ander woorde, sy staan redelik voor, jy weet. Hoe gaan dit met jou dogter? Nee, sy is met 'n argitek getroud. Professionele mense staan ons nou volgens ons 'n bietjie meer voor in die ry. Hoe gaan dit met jou seun? Nee, hy's gekies vir hierdie of daardie. Ons paradigma, die denkraamwerk, die manier hoe ons na die lewe kyk en na mense en onsself kyk, vriende, is een van in rye staan. Met eerstes en laastes, op grond van hoe ons met mekaar vergelyk of vergelyk word. Begin van kleintyd af. Hoe weet jy iemand is 'n oupa? Hy sê jou, nee. Hy sê jou. Nou een van die oupas wat eerste oupa geword het, gaan ontmoet sy baba, klein kind vir die eerste keer. En hy kom drink koffie by my en hy sê vir my, kan hom sien as 'n intelligente kind daai. Sy baba. Wat is die subteks? Aard na sy oupa. Hoor julle? My kind het al op soveel, het hierdie enetjie gepraat. Daai ouderdom. Op daai ouderdom net het hierdie enetjie eerste tree gegee. Die ander wel, hulle is so 'n bietjie stadiger. Dan vriende, moet ons net weet, dat die skool 'n slagveld is van vergelyking. Dink terug aan jou skooldae. Dis 'n slagveld, dis 'n bloedbad. Want in die klaskamer, in die gange, op die speelterrein, op die sportlyn, in die saal, word die kinders heeltyd vergelyk met ander. En vergelyk hulle self die heeltyd met ander op grond van voorkoms. Akademiese vermoëns, sportvermoëns en hier en daar kulturele vermoëns. Dis 'n bloedbad in ons skole. Vriende, want daar kan net een wees wat eerste staan, akademiese prestasie in 'n klas. Die res is almal losers, né? 30 jaar terug kom 'n vrou na my toe. Sy sê vir my, lankal nie meer in ons gemeente nie, kom sê sy vir my, sy bring vir haar pa 'n rapport
En sy het vir hierdie een vak 95%. Wat is haar pa se reaksie? Wat het van die ander 5% geword? Want dit het beteken dat sy nie meer eerste staan nie. Want dit gaan ons oor eerstes en laastes. Daar is net soveel in 'n eerste rugbyspan of in 'n A-span. Daar's net soveel in die koor. Ek was ook in die koor, totdat die blonde kop voor my meisie gesê die agterklink ietsie reggie. Toe ek nie meer in die koor nie. Toe ek maar liewer gaan sport doen. Daar kan net soveel in die debatspan wees. Daar's net soveel wat uitgekies word vir hierdie of vir daai. Die res van ons bloei, want ons vergelyk swak met die ander wat die eerstes is. En partykeer ervaar ons die pyn van laaste wees. En dan is daar die beroepe na skool. Die beroepe na skool. In ons koppe is almos nou die mense wat sekere beroepe beoefen, hulle is nou eerstes. En ek is so 'n bietjie agter of dalk hier reg onder. En dan vriende, het ons sekere uitdrukkings wat ons gebruik om mense mee te beskryf. Ag jy weet, hy is nou regtig nie die skerpste potlood in die sakkie nie. Met een sin reduseer ek daai mens wat voor God, volgens God se beeld geskep is, nê, tot 'n eendimensionele wese, sy intellek. Word mense met ons tipe van uitdrukkings en ons idiome en ons maniere om na mense te verwys, word hulle gereduseer tot human doings wat volgens sekere kriteria van ons moet goed verlyk of in 'n sekere standaard voldoen om menswaardig oor gepraat of behandel te word. En vriende, nou praat ek nie van julle nie, ek praat van ons. Die manier hoe ek en ons oor die lewe dink. Ons dink oor die lewe, dis ons paradigma, vriende. Ons staan in rye met eerstes en laastes op grond van hoe goed of hoe sleg ons vergelyk op sekere standaarde, kriteria wat ons daarstel. Of wat ander mense ons aan meet. En aan die een kant voel mense ons maak dit nie. Ons is losers. Ons is uit. Ons is nie cool nie. Ons is 'n mislukking. Ons is net nie dieselfde waarde as ander mense nie. Aan die ander kant voel ons dalk, nee, maar ons is dalk daarom so 'n bietjie, jy weet, ons het dit daarom gemaak, dink ek. Ons voel so 'n bietjie beter oor onsself. En ag, shame. Hulle is nou nie so goed soos ons nie. Hulle is nie so slim soos ons nie, is nie so baie besitting soos ons nie. Shame. En dis die briljantheid van Jesus, vriende. Hy sien dwars deur dit. Hy sien deur die ryk jong man wat homself as heel voorplaas, of baie naby aan voorplaas, as gevolg van sy geld en sy besittings, en daarom verhoed word om na Jesus toe te kom. Jesus is by ons. Ons moes nou altyd gesê, dit sou so great gewees het as ons in die tyd geleef het toe Jesus op aarde was, nee. Hierdie man het die uitnodiging, Jesus sê, kom. En hy kan nie, want sy denkraamwerk oor die lewe verhoed hom. Dis al wat ek het. Dis wie ek is. Ek is naby aan eerste. Sien nie kans om dit te los nie. Maar selfs vir die diep gelowige disippels, wat alles gelos het, en wat agter Jesus aangekom het, hulle het nog steeds gelowige mense, diep gelowige mense, wat vir Jesus gekies het en hom volg.
daai disippels, met Petrus as hulle verteenwoordiger sê, Here, ons het dan baie prys gegee vir U. Wat gaan ons terugkry? Ons staan ons daarom nou voor in die koor. Ons is ons nou van die eerstes. Dit is ons eerste disippels, ons het alles gelos. Wat is ons beloning, Here? Jesus sien dwars deur dit alles. En dan sê Jesus, en julle het nou agtergekom, dis 'n raam rondom hierdie gelykenis, nê? Julle het dit gesien. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is eerste, en dan die laaste sin wat ons gelees het, so sal die laaste is eerste wees, en die eerste is laaste. En dan vertel Jesus hierdie gelykenis, en ek wil nou kort daaroor wees, oor die mense wat op verskillende tye gehuur is, en ek het nou sommer gedink, as ons dit nou vertaal in vandag se tyd, dan sal dit nou wees dat die gemeenteraad het nou besluit, die pastorie moet geverf moet word, maar ek moet nou die manne in diens neem, en ek sluit 'n kontrak met 'n verwer, en sê hy moet 9 uur begin werk, en dis die bedrag, R300 vir die dag. Dan sien ek nie, maar die man werk bietjie stadig, hy gaan dit nie maak nie, hier by 12 uur se kant, dan, hier staan ons my manne met kwasse, nee, hier so in die straat, en dan gaan hulle kom, sê vir hom, wil jy nie ook kom werk nie, kom help 'n bietjie, dan teen 3 uur, dan sien ek, nee, o jene, hierdie manne, albei gaan dit nie maak nie, so dan 3 uur gaan kry ek nog 'n man wat hier op straat is, hier by February hoogte, sê, kan jy verf, ek sien jy het 'n verfkwas in die hand, kom, en dan 5 uur sien ek, nee, ons gaan nie klaar kry nie, hulle gaan nie skoon gemaak kry, gaan haal ek sommer enige ander ou, en sê, nee, kom, wil jy net help om skoon te maak, want 6 uur moet ons klaar maak, moet werk klaar wees. Nou, Drina nou vir my kontant gegee, dan begin ek hulle nou betaal, maar die ou wat 5 uur begin het, staan heel voor, dan gee ek hom R300. Dan blink 'n ou wat 9 uur gekom met sy oë, hy sien nie dollartekens, hy vermenig maak oor daai sommetjie. Dan hy ou wat 3 uur gekom het, kry ook 300. Nou sien ek hoe die frons op 'n ou se voorkop begin, wat gaan nie aan? Teen 12, as ek die ou wat 12 uur begin werk het, as ek hom ook R300 gee, dan begin die rooi so opstoot hier by hom. Wag nou maar net dat hy vir my ook R300 gee. Ek wat die hele dag hier gewerk het. En dan vraag hy sy, is dit so? 9 uur, jou wat 9 uur begin werk, gee ek vir hom R300, dan is hy woedend. Want dis hoe ons moes nou werk. Ek het die hardste gewerk, die meeste gewerk, die langste ure. Ek sien nou die reaksie van hy ou, soos wanneer ons koeldrank vir ons kinders inskink. Nee, hulle kyk hom so. Dan sien hulle, dis unfair. Dit werk nie so nie. Hoekom het hy meer as ek? Dan is dit net so, dis soos 'n druppel. Hulle kyk hom so, dis hoe ons werk. Dis nie fair nie. En dan sê Jesus, maar ek dink nie soos julle nie. By my is die eerste is laaste en die laaste is eerste. Julle dink so in rye, soos die kinders wat hier gestaan het. Hier's 'n eerste, 'n tweede, 'n derde, 'n vierde, en so gaan dit af en 'n laaste. Dis hoe julle dink, dis hoe die wêreld dink, dis hoe die disippels dink, dis hoe die ryk jong man dink, dis soos ons dink, dis soos mense dink oor die lewe en oor mekaar. Sê Jesus, nee. Nee, rondom my staan julle in 'n kring. Ek is in die middel. Wie's nou eerste en wie's nou laaste? Dis 'n uitdrukking van daardie tyd. Niemand nie, Here. Soos die kinders geantwoord het. Niemand nie. Of ek kan op enige plek begin en sê, dan is hierdie persoon eerste, dan is daai persoon laaste, maar as ek hier begin, is hierdie persoon eerste en daai persoon is laaste. Wat Jesus hier sê is, niemand is eerste nie en niemand is laaste by my nie. Almal is eerste of almal is laaste. Almal is by my ewe belangrik. Dis julle wat so dink. En nou dink julle, die ryk jong man, disippels, dat ek ook so dink oor julle en oor die lewe. Maar dit is nie so nie. Hoe kan dit wees, vriende? Hoe kan dit wees? Hoekom is dit so? Jesus sê in Matteus 20 dat die eienaar wat die mense kom in diens neem het, vir hulle gesê het, mag ek nie met my goed maak wat ek wil nie. Of is jy afgunstig omdat ek goed is?
Hoekom staan ons nie in rye voor hom nie? Omdat hy goed is teenoor almal. Dit beteken dat God met ons almal handel op grond van genade. Wat is die definisie van genade? Onverdiende en onverdienbare goedheid. God is goed. Hy handel met ons op grond van onverdienbare goedheid. God tree teenoor ons op, net op grond van genade. Niks anders te nie. Nie waar ons volgens mense of volgens onsself in 'n ry staan nie. Nie hoe goed of hoe sleg ons vergelyk met ander nie. Nee. Net op grond van genade. Nou het ek die voorreg gehad om by Prof Fliptron klas te hê, wat jare terug die volgende sê in 'n preek oor hierdie gedeelte. Hy sê, u sien, genade maak ons gelyk met die grond. Want daar is mos nou niks wat ek kan doen nou om God se goedheid te verdien nie. Niks in myself nie, so. Die genade maak ons gelyk met die grond, en as almal eers gelyk is met die grond, dan is ons uiteraard ook gelyk met mekaar. Eerstes is laaste, laaste is eerstes. By God ewe belangrik. Hy het nie witbroodjies nie. Ek het altyd gedink Aileen is deur is 'n witbroodjie. Maar nou verstaan ek hierdie gedeelte beter. Sy is nie. Vriende, die feit dat God goed is en dat hy met ons handel op grond van genade, sê iets oor wie ons is. Ek en jy, persoonlik. Met ander woorde, ten spyte van die feit dat ons niks kan verdien in onsself nie, ten spyte van hoe ons lewe lyk en hoe sleg dit is of hoe goed dit is, of wie ons wat ook al is, ten spyte van die feit dat God net met ons handel op grond van genade, het hy ons lief. Gee hy sy lewe vir ons, dis waar ons nadink in die lydenstyd, gee hy sy lewe vir jou en vir my, en ken hy aan ons die hoogste status toe wat 'n mens op aarde kan hê. Dink daaroor. Kind van die enigste ware lewende God. Dis wie ons is. Dis die hoë status wat ons het. Maar ons as gelowiges het dit almal. Dis hoe hy na ons kyk. Maar die feit dat hy goed is en dat hy met ons slegs handel op grond van genade, vriende, sê ook iets wie ons as kerk is, as 'n geloofsgemeenskap is, as Uitenaag Noord is. Vriende, is hierdie prentjie wys. Die gemeenteraad het verlede jaar gehoor, is 'n table of grace. Is 'n vuurtjie van genade. Dis om snaaks, as ons om die vuur sit, dan praat ons nie oor eerstes en laastes nie, nee. Ons is almal gefokus op die vuurtjie, veral as dit nou koud is. Dan sit ons hier rondom die vuur, daar's nie eerstes en laastes nie. En so is dit in 'n geloofsgemeenskap, in 'n gemeente ook. Hier's nie eerstes en laastes nie. Ek is nie eerste omdat ek die dominee is nie. Ons sit om die vuur van genade, met Jesus in die middel. Henry Nouwen praat oor wat die kerk is, dan sê hy, it's living with Jesus in the center. Want as Jesus nie in die middel is van hierdie gemeente nie, vriende, as Jesus nie vir jou en vir my in die middel is van hierdie gemeente nie, dan is ons nie gemeente nie. Dan is ons soos die wêreld. Dan is daar eerstes en laastes, en meer belangrike en minder belangrike mense. Dis nie waar nie. Wanneer Jesus in die middel is, dan werk hy met genade teenoor ons almal. Dis al hoe ons welkom kan wees. Dis nie op grond van iets wat jy hier inbring, of daar buite is nie. Dis net op grond van sy genade, sy onverdienbare goedheid.
En daarom skryf hierdie ouens van Renovare, hy skryf, the aim of God in history is the creation of an all-inclusive community, dis die kerk, community of loving persons with God himself at the center of this community as its prime sustainer and most glorious inhabitant. Jesus in die middel. Hierdie gemeenteraad, Vrede, het verlede jaar dit helder en duidelik gesê. Ons as 'n gemeenteraad verklaar dat dit in hierdie gemeente oor Jesus gaan in die middel. En dit maak ons 'n table of grace, daai prentjie van die man nou wat daar om die vuur sit. Die Christelike geloof is baie meer as om goedjies reg te doen en goedjies verkeerd te doen. Ons denkraamwerk moet verander. Dis die uitdaging aan die ryk jong man. Hoe dink jy oor die lewe? Wel, soos die ander. Ek staan mos in 'n ry, maar gelukkig is ek omtrent heel voor. In status en in geld. Jesus nooi hom persoonlik uit. Jesus staan voor hom. En hy nooi hom persoonlik uit. Hy sê, los daai goed. Want onthou nou hierdie is 'n vuurtjie van genade. Ek is in die middel. Gaan verkoop jou goed en volg my. Daai denkraamwerk was hy nie bereid om prys te gee nie. Hy mis die lewe wat Jesus kom gee het. En waartoe Jesus hom persoonlik ingenooi het. Net so met die eerste disippels. Dit sou later vir hulle baie meer duidelik word oor wat dit beteken om met Jesus in die middel te leef. En nie in rye te staan voor hom nie, maar op daardie punt het hulle gedink, omdat hulle alles prysgegee het, moet hulle voorkeurbehandeling kry. So ons as gelowiges moet ook hier rondom ons denkraamwerk verander, vriende. En in die mate waarin ons toelaat dat hy ons denke oor onsself en oor die lewe verander, in daardie mate leef ons, ontdek ons die ware lewe, die koninkrykslewe, die nuwe lewe wat Jesus vir ons kom gee het, die oomblik toe ons 'n keuse vir hom gemaak het. En dit beteken dat ons so oor die lewe moet begin dink en oor die gemeente moet begin dink. Nes ons is, sonder al die negatiewe denke of die valse waarde wat ons aan ons heg op grond van uiterlike goed, maar net te kom aansit. En te weet, in hierdie gemeente en by Jesus is ek net so welkom soos die ander. Want Jesus in die middel hanteer my en dink oor my nie soos ander nie. Hy werk altyd met my op grond van onverdienbare goedheid. En dit maak jou in gelyke status voor hom as al die ander. Maar dit help ons om ook om na mekaar te kyk in hierdie kerk, in hierdie gemeente. Met ander oë. Om na mekaar te kyk en teenoor mekaar op te tree op grond van onverdienbare goedheid. Die bril van genade. Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stilte. Wat is dit waartoe die Here jou uitnooi? Wat het jou opgeval? Waaroor moet jy bietjie verder gaan dink? Of hulp vra van die Here? Hy is hier, vriende. Hy nooi jou uit. Kom ons gee 'n paar oomblikke om vir hom te vra, wat sê u vir my? Hoe moet ek my denke verander?
Wat moet ek gaan anders doen? Here Jesus, U is die Here van hierdie gemeente, U staan in die middel. En U verduidelik aan ons wat hierdie ware lewe beteken, wat U vir ons kom gee het. En miskien, Here, is ek en ons vandag uitgedaag ten opsigte van ons raamwerk van in rye staan. En ons wil dit eintlik maar net prys gee. En sê kom vernuwe ons denke, Here. Geef ons die raamwerk wat U het. Die raamwerk van onverdienbare goedheid en genade wat ons almal gelyk maak voor U met mekaar. Dankie dat hierdie die evangelie is, die goeie nuus wat ons bevry, wat aan ons die lewe gee, wat aan ons vreugde gee, en wat ons regte mense maak. Regte mense, vir U en vir mekaar. Help ons asseblief daarmee, soos wat ons dit inoefen in ons alledaagse lewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons wy onsself aan die Here toe met ons laaste lied. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sin is saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I
filled with your power for the glory of Jesus' name. Truth is life, bring suffering. Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Nog 'n prentjie van dat God met genade werk, is dat die uitnodiging, ongeag van hoe jy oor jouself dink, of ander oor jou dink, of jy dink ander oor jou dink, vir jou en vir my vanoggend sê, kom. Kom. Kom net. En wanneer ons kom, dan ontdek ons 'n klompie mense wat hier rondom hom staan, saam met my. En hy sê aan almal van ons, as jy na my toe kom, sal daar strome van lewendgewende water, my gees in jou en deur jou werk, soos 'n stroom van lewende water, na almal toe wat met my in aanraking kom. Dit is vir jou bedoel. Die genade is vir jou bedoel. Kom ons dalk by mekaar in, vriende, ons ontvang die seën, en dan sing ons vanoggend die lang seën, die wat praat van die geslagte. En ons bid dit op mekaar af, met erns. Dis nie net woorde nie, dis 'n gebed, dis 'n seëngebed oor elkeen van ons. Vriende, die genade van ons Here Jesus Christus, die genade wat ons sien in Jesus Christus, en die liefde van God, die liefde wat ons sien in Jesus se kruis, en die kragtige werking van sy Gees, wat in jou woon, as sy tempel, sy huis, sal met elkeen van julle wees, en bly elke tree, wat julle nou verder hierdie week gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, sy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. Amen.
voor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 amen. As ek Christus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. As ek Christus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. As ek vrede jou vooruitgaan, agter jou staan, hy langs jou staan, dit oor in jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, hy is vir jou, 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 hy is vir jou. Amen.